Hartlike goeiedag. Jaco van Asweg en hier weer eens 'n groot voorreg vir my om saam met jou te kuier uit die woord van die Here. Ons is nog steeds in die boek van Matteus. Matteus 4 vers 4 verklaar die volgende. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe. Die Lam van God antwoord en sê, daar staan geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. 2025 kom onderstreep aan my en aan jou die belangrikheid van die woord. Kan ek dit weer sê? 2025 kom onderstreep aan jou en aan my die belangrikheid van die woord. Jesus antwoord hier, daar staan geskrywe. Hy wat die Lam van God is, kom quoteer die woord aan die vyand in sy versoekingstydperk. Hy kom quoteer dit wat ons in die Ou Testament lees, in Deuteronomium, die 8ste hoofstuk, die 3de vers. Kom ek lees vir jou. Dit sê die volgende. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. Laat honger ly, manna laat eet wat jy nie geken het nie. Hoor mooi, om aan jou bekend te maak. Dat jy sal verstaan, dat jy sal weet, dat jy sal begryp. Dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. En alles wat uit sy mond uitgaan, is in hierdie boek genotuleer, wat ons die Bybel noem, die Heilige Skrif, die Ou en die Nuwe Testament. Timoteus kom leer jou en my in 2 Timoteus 3 vers 16. Kom ek blaai gerus soom toe, dan lees ek dit vir jou. 2 Timoteus 3 vers 16 verklaar hy die volgende. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus, want jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Wat my dadelik by die volgende vraag bring. Hoeveel tyd spandeer jy in die woord van die Here? Hoeveel tyd maak jy vir die woord van die Here? Hoe lyk jou Bybelstudie tyd? Maak jy nog tyd om hierdie woord te bestudeer? Want hieruit sê hy, sal ek en jy leef. Daar is nog 'n vraag wat in my gedagtes opspring wanneer ek dink aan die woord. En dit is die volgende. Hoeveel tyd spandeer jy saam met die woord? Johannes 1 vers 1 tot 4 verklaar die volgende. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was van die begin af by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. In die begin was die woord en die woord was by God. Hoeveel tyd spandeer jy saam met die woord van God? Naamlik, hoeveel tyd spandeer jy saam met Jesus Christus? Hoeveel tyd maak jy vir hom? Ek vra nie hoeveel tyd maak jy vir die dinge van die Here nie. Ek vra hoeveel tyd spandeer jy saam met die woord van die lewe? Hoe lyk jou stilte tyd? Wanneer laas het jy van die geleentheid gebruik gemaak om net jou kamer deur te sluit en agteroor te gaan sit en te sê, Jesus, hier is ek. Woord van die lewe, ek wil tyd saam met u spandeer. Ek wil hoor wat u my wil leer. Die ander vraag wat natuurlik in my kop mal, wanneer ek dink aan hierdie woord wat geonderstreep word, is die woorde van Jakobus.
Jakobus 1 vers 22, wat die volgende verklaar. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. Die vraag van, is jy 'n dader van die woord? Doen jy dit wat die woord van die Here vereis? Doen jy dit wat die woord van die Here sê? Doen jy dit waardeur jy moet lewe? Ja of nee? Hierdie woord sê, bid vir die siekes. Hierdie woord sê, bely jou sonde. Hierdie woord sê, vergewe. Hierdie woord sê, verkondig die evangelie. Hierdie woord sê, dryf duiwels uit. Hierdie woord sê, wek dooies op. Ek vra jou vandag, is jy 'n dader van die woord? Ja of nee? Want hierdie woord sê, gaan maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Want deur hierdie woord sal die mens leef. 2025 kom vra van my en jou 3 dinge. Maak tyd vir die woord. Maak tyd met die woord. En leef hierdie woord. Mag dit bewe waar jy lewe. God het jou super duper lief. Dit was vir my 'n kosbare voorreg om vandag weer saam met jou te kon kuier. Mag die Here jou seën.